As jy die Bybel saamgebring het, kan jy dit oopmaak by Genesis 3. Ons gaan verder met ons bestudering van die tragiese, die negatiewe, die draaipunt in die geskiedenis, kan jy sê, van die mensdom. Genesis 3, ons gaan die eerste 8 verse weer saamlees vanoggend, en ons fokus vanmôre sal val op vers 6 en vers 7. Ons praat met u oor die sondeval, en as die Here wil in ons leef, sal ons volgende week verder met u gaan oor die gevolge van die sondeval. Nou, eintlik is daar vanoggend 3 hoofpunte met onderafpunte, maar die derde punt is amper 'n inleiding van dit wat ons volgende week sal behandel. Daar is ietsie wat ek daaroor wil sê vanoggend. So, ons gaan vers 6 en vers 7 bekyk, maar ons praat met u oor die sondeval. Kom ons kyk na Genesis hoofstuk 3. Terwyl jy so sit, kom ons bid net saam, ons het die Bybel oop. Ons gaan die Here vra dat hy met ons sal praat deur sy woord. Kom ons buig net saam, ons praat met die Here. Wonderlike Here, ons wil saam met die woorde van Salomo sê, majesteit en heerlikheid is voor u aangesig. Sterkte en blydskap is in u woonplek. Gee aan die Here, o geslagte van die volke, gee aan die Here eer en sterkte. Gee aan die Here die eer van sy naam. Bring offers en kom voor sy aangesig. Aanbid die Here in heilige gewaad. Ons is by mekaar op u roepstem, so op 'n dag wat u vir ons geskep het, om te luister na u woord, om saam met ander by mekaar te wees en te luister na so sê die Here. My gebed vanoggend is, dat u ons sal kom seën met hierdie saak, met u woorde. Ons wil nie na die menings van mense kom luister nie, ons stel nie belang in die opinies van ons tyd, of die tendense van ons kultuur nie, dit is alles dwaasheid, maar ons wil na u woord toe kom, ons wil kom buig voor die gesag van u woord. As ek maar net dink aan die gebede wat ons vooraf, daar toe ons by mekaar was as kerkraad, wat gebid is, die afhanklikheid van u woord, die fokus op u woord, die kennis wat nodig is van u woord. Ons wil kom vra, sal u met ons kom praat vanmôre. Ons besef dit is uitdagende tye, in meer as een opsig is daar vir ons baie verskillende beproewings en dinge wat voorlê, maar des te meer kyk ons na u, en ons vra dat u ons genadig sal wees. Sal u ons kom help? Sal u u hand uitsteek en in ons lewe kom verander? Dalk is daar dinge wat tussen ons en u staan, dinge wat ons tot dusver nog nie bereid was om mee te praat nie, of om oor te praat nie. As daar vanoggend iets na ons kant toe kom, en ons besef, u is besig om die hand op my lewe te lê, help ons om te buig in gehoorsaamheid, dat ons nie ons nekke sal styf maak nie, maar dat ons u sal gehoorsaam. Seën ons nou, u dienskneg en u diensmaagd luister. Amen. Genesis 3, ek lees vir u voor vanaf die eerste vers. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld, wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte, en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan albei se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle het vyeblare aan mekaar gewerk, en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die aandwyntjie, en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God, tussen die bome van die tuin. Dis tot daar wat ons saam lees, die woord van die Here, die onfeilbare woord van God.
Ek is nie 'n baie goeie radioluisteraar nie, maar soms in die motor sal ek die radio aansit en dan hoor jy daar's 'n praatjie, gewoonlik maar op RSG. In een spesifieke geleentheid, 'n klompie jare terug, was daar 'n so praatjie oor spiritualiteit. Nou dan spits my ore, want dit mag interessant wees. Dis gewoonlik die tye wat alleen vir my sê, wil jy nou regtig jouself ontstel? Want die mense kan baie keer allerhande nonsens praat so op die radio. Maar die aand bel 'n persoon in, die inbeller, en hy stel homself voor as 'n boeddhis. Hy sê hy's 'n boeddhis en hy het al soveel geleer. Hy sal baie gehelp in die lewe deur verskillende spreekwoordelike gesegdes wat hulle in die boeddhisme ken en aanhang. Soos byvoorbeeld, jy moet nie toelaat dat jou omstandighede jou gesindheid bepaal nie. Met ander woorde, dat jou omstandighede jou gemoed beïnvloed nie. 'n Ander een wat hy genoem het, dit is beter om vergenoeg te wees as om te smag na groot rykdom. Dis ook iets waarvoor die boeddhiste lief is, né? Is beter om vergenoeg te wees met wat jy het, as om die hele tyd te smag na baie rykdom en skatte hier op aarde. Waarop die omroeper toe reageer en sê, dit wys net weer vir jou dat al die godsdienste eintlik maar dieselfde is en dat godsdienste by mekaar kan leen en jy weet by mekaar kan leer ook. Daar het toe 'n ander inbeller geskakel en die man het homself voorgestel as 'n Christen. En hy sê, dis nie waar dat al die godsdienste dieselfde is nie. Want die Christendom word onderskei van ander gelowe en is daarom uniek as gevolg van die Bybelse leer omtrent sonde en die sondeval. En hy gaan toe verder, hy verduidelik en hy sê, net die Bybel vertel vir ons van 'n historiese gebeurtenis wat veroorsaak het dit wat ons vandag in die wêreld sien. Ons voorvader Adam het gesondig, dit het die hele menslike geslag in sonde gedompel en dit veroorsaak al die korrupsie en al hierdie ongelukkigheid en die hartseer van ons dag. Net die Bybel, sê die man, vertel ons van 'n saligmaker, van 'n verlosser wat kan red, wat mense vry kan maak en absoluut net geloof in hom is die oplossing vir die krisis van die mensdom. Ek het nou maar my eie woorde gebruik, maar ek stem saam met jou. Dit was 'n goeie getuienis wat hy gegee het. Dis 'n baie goeie opsomming van ons probleem vandag. En u sal weet, as ons nou dink aan dit wat ons tot dusver met Genesis 3 hanteer het, dit is die deel waarby ons stil staan. Hoekom lyk die wêreld so? Hoe het ons tot hier gekom? As jy dink aan die paradys, as jy dink aan hoe God dit gemaak het, hoe het dit gebeur dat ons is waar ons is? As ons nie verstaan waar ons probleme begin het nie, waar sal ons begin soek na 'n oplossing? Hoe sal ons by 'n oplossing kom? In ons wêreld is daar 'n tendens, en dis baie keer onderdruk, allerhande soorte druk, uit allerhande rigtings, om Adam en die verhaal van die skepping en die sondeval te sien as 'n mite. Iets wat iemand uitgedink het en neergepen het, en dit is nie regtig gebeur, is maar net 'n mite. En ek wil u baie dringend waarsku teen hierdie tipe gedagtes, want ek sê altyd vir mense, as jy Adam 'n mite maak, dan maak jy Jesus 'n leienaar. As jy begin om dele uit die Bybel te sien, as hierdie is nie regtig van toepassing nie, hierdie een kan ons uithaal, dan moet jy maar die hele Bybel weggooi, want jy kan nie so met die woord van God omgaan nie. Hierdie gebeurtenis waarna ek nou verwys, die sondeval, wanneer jy dink aan dit en jy bestudeer dit, dan besef jy, ek en u, elkeen wat hierna luister, word geïmpliseer. As jy luister na dit wat die Bybel ons leer omtrent Adam en hoe dit gebeur het, dan behoort dit ons nederig te maak om te sê, Here, ons het u nodig. Maar dit bring ons weer by die onvermydelike vraag, né? Hoe kon dit gebeur? Hoe het dit plaasgevind?
Hoe kon 'n heilige mens, 'n sondelose mens, onthou Adam, voor die sondeval was Adam sondeloos, daar was geen smet nie, daar was geen natuur, geen aard, wat geneig het na die sonde, soos in ons geval nie, hy was sondeloos, hoe kon hy homself gewillig oorgee aan boosheid? Hoe kon hy so iets doen? As Adam dan goed geskape is, en die Bybel sê, alles was goed geskape, Adam was goed geskape, hoe kon hy so iets gruwelik, boos doen, om die heerskappy oor te gee aan die Satan? Ons gaan basies 3 hoofgedagtes vanoggend hanteer. Die eerste en tweede ene gaan die langste vat, die laaste ene gaan baie vinnig wees, so moenie nou benoud raak, as ons dalk later eers by die derde een kom nie. Maar dit bring vir ons by ons eerste hoofgedagte, waarin ons wil kyk na die verklaring vir Adam se sonde. Met ander woorde, ons wil die vraag antwoord, hoe verduidelik jy hierdie gruwelike daad van Adam? Daar's verskeie menings, en ek wil hulle almal vir u noem. Die eerste ene is, Adam se vrye wil het sy sonde toegelaat. Adam het 'n vrye wil gehad. Ons vriende het nie 'n vrye wil nie. Na die sondeval is, om te praat van 'n vrye wil, is vir die mense luksheid wat hy nie kan bekostig nie. Die Bybel is baie duidelik. Na die sondeval is elke mens wat op aarde gebore word in slawerny. Jy's 'n slaaf van sonde, jy's 'n slaaf van jou begeertes. As mense vandag sê, man, ek is vry, ek kan doen wat ek wil, dan is my antwoord, jy is vry om te sondig net soos jy wil, jy is 100% reg. Na die verkeerde kant toe, na die boosheid toe, het jy 'n vrye wil om te sondig soos jy wil. Maar om reg te doen, dis 'n luksheid wat die mens nie kan bekostig nie. Johannes 8 vers 34 sê, Jesus is in gesprek met Jode, hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n dienskneg, dis die Griekse woord doulos, wat vertaal en behoort te word met slaaf. Elkeen wat die sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. Dis Jesus se woorde. Romeine 6 vers 16 wil ek graag vir julle lees in die 2020 vertaling, net omdat hy die slaaf reg vertaal het, en hy stel dit so bietjie makliker. Hy sê, besef julle nie, dat as julle julleself vir iemand beskikbaar stel om hom as slawe te gehoorsaam, julle slawe is van die persoon aan wie julle gehoorsaam is nie? Julle is of slawe van die sonde, wat tot die dood lei, of slawe van gehoorsaamheid, wat lei tot geregtigheid. Hy stel dit baie mooi in die direkte vertaling. So met ander woorde, as ons met 'n nugtere verstand na die situasie kyk van die mensdom vandag, sê die Bybel, ons het nie 'n vrye wil nie. Voor die sondeval het Adam wel 'n vrye wil gehad. Om die waarheid te sê, Adam was so vry, hy en Eva het die moontlikheid, die potensiaal gehad om God se wet te onderhou. Dis ook iets wat ons nie kan doen nie, né? Ons kan probeer, maar jy gaan dit nie regkry. Jy het nie daardie potensiaal nie. Hulle het die potensiaal gehad, hulle het die moontlikheid gehad om God se wet te onderhou. Hulle kon kies reg of verkeerd. Die enigste verkeerde keuse was die boom van kennis van goed en kwaad. Adam het elke insentief gehad om God te gehoorsaam. Dink daaraan, vriende, in 'n perfekte wêreld, in die paradys, met sy omgewing waar God hom plaas as heerser. Hy heers oor alles. Hy's daar gestel om God te verteenwoordig. En by dit alles, God gee vir hom volmaaktheid. Hy druk 'n stempel van God op hom af met na die beeld van God geskape. Hy het die insentief, elke insentief gehad om God te gehoorsaam. Maar Adam se vrye wil het sy sonde toegelaat. Hy het gekies om te sondig. Maar die tweede rede vir Adam se sonde is, God het dit soewerein bepaal. Nou raak ons teologies, maar ek wil hê jy moet my volg. God het dit soewerein bepaal. Met ander woorde, hy het dit, as ek die woord kan gebruik, verordineer. Adam se vrye wil het dit toegelaat, maar God se soewereine wil het dit bepaal. John Murray sê, the fall, praat van die sondeval, the fall was foreordained by God, and its certainty
was thereby guaranteed. Nou hier is ons 'n belangrike ding. God se geopenbaarde wil was dat Adam nie van die boom moes eet nie, die boom van kennis van goed en kwaad. Maar God se bepaalde wil, of sy bepalende wil, was dat hy daarvan gaan eet. Daar's 'n verskil, hier moet jy die onderskeid tref. En nou raak dit moeilik, en ek wil jy moet saam met my dink. Ons het vooraf die versie gelees, ons moet die Here lief hê met ons hele verstand. So hierso, span u verstand in en dink saam met my. Daar is aspekte van God se wil wat jy moet verstaan, anders gaan hierdie goed nie vir jou sin maak nie. God openbaar aan ons sekere goed wat hy wil hê ons moet doen. Soos byvoorbeeld, God wil hê ons moet heilig leef. Daarom gee vir ons sy woord. Dis sy geopenbaarde wil, dat ons heilig sal leef, dat ons reg sal doen. En tog doen ons dit nie. Dis God se geopenbaarde wil, sy bekende wil. Dis die wil wat ons sien in die woord. Dis hoe God wil hê ons dinge moet doen. Wat was God se geopenbaarde wil aan Adam? Adam, gehoorsaam my. Moenie eet van daai boom nie. Ek waarsku jou, dag as jy daarvan eet, sal jy sterwe. Dis God se geopenbaarde wil. Maar dan is daar 'n aspek van God se wil, en sommige mense noem dit God se geheime wil, ander noem dit God se bepalende wil, sy soewereine wil ook. Daar's verskillende terme daarvoor, maar dit is die deel van God se wil wat ons nie weet wat dit behels nie, want dis wat gaan gebeur. Hoe weet ons dit? Want dit gebeur. God bepaal en dit gebeur. Dis sy plan. En daardie wil noem ons sy bepalende wil. Dis die ene wat ek algemeen gebruik. God se bepalende wil was dat die sondeval sou plaasvind. Jy onthou ek het verlede week vir u gesê, die sondeval was nie 'n oorsig aan God se kant nie. Dit was nie iets wat ingesluip het sonder dat God bewus was daarvan, die slang het daar ingekom en die Here het nie geweet daarvan, iewers 'n gaping of 'n kraak gekry in God se alwetendheid en toe nou maar net die vrou kom verlei. Dis nie wat gebeur het nie. God het bepaal dit moet gebeur. As Jesus selfs, vriende, die geringste van dingetjies in die wêreld toeskryf aan hierdie bepalende wil van God. En hy noem dit byvoorbeeld in Matteus 10 vers 29. Hy sê nie een mossie val op die aarde sonder julle Vader nie. Dan bedoel hy, dis God se wil. Dis binne God se bepalende wil. Ek sê baie keer vir die jonges, as ons so sit met 'n Bybelstudie, dan sê ek, God het vanaand bepaal, elkeen van julle gaan hier wees. Hoe weet ek dit? Want julle is hier. Dis hoe dit werk. God het dit bepaal, dan gebeur dit. En hy skryf selfs die kleinste stukkie detail, 'n haar wat van jou kop afval, 'n mossie wat op die aarde val. En niemand hou boek daarvan nie. Jesus sê, dit gebeur nie sonder dat God dit bepaal het nie. Dis sy bepalende wil. Nou as die kleinste stukkie detail van ons lewe dan bepaal is deur God, hoeveel te meer nie so 'n kritieke gebeurtenis soos die sondeval nie. Die vraag is waarom? Waarom sal God bepaal dat die sondeval gaan plaasvind? En die enigste antwoord wat ons kan gee, en hier help die katekismes baie, as jy ooit met die katekismes te doen gekry het, dit gaan oor die eer van God. Dit gaan oor sy eer. Hy moet geëer word. Daar is natuurlik 'n volmaakte voorbeeld in die Bybel wat hierdie saak baie mooi beskryf, en ek wil dit tog vir u verduidelik, dat u dit goed verstaan. God gebruik somtyds boosheid. Hy is nie die outeur van boosheid. Hy kan nooit die blame kry vir eers 'n versoeking nie, wat nog van iets verkeerd doen. Maar tog gebruik hy boosheid van die duiwel en van mense, gebruik hy boosheid om sy doel, om sy bepaalde wil uitgevoer te kry. En die voorbeeld waarna ek baie keer verwys, die volmaakte voorbeeld, is die kruisiging van die Here Jesus. God het bepaal dat sy seun mens gaan word, en dat sy seun gekruisig sal word. Maar hy gebruik die boosheid van mense, van Judas, van die Jode, die Joodse leiers, hy gebruik die boosheid van Pilatus, en van die soldate, die Romeinse soldate, hy gebruik die boosheid van mense, om sy plan tot uitvoer te bring. En hoor mooi wat sê Petrus, in sy preek op Pinksterdag, hoor wat sê hy vir die mense met wie hy praat. Handelinge 2 vers 23. Hom, verwysende na Jesus, wat deur die bepaalde raad, daar's die wil van God waarvan ons nou praat, die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. So wie kry die skuld vir Jesus se kruisiging?
die bose mense. Maar dit was God se plan, hè. Hy het dit voor die grondlegging van die wêreld reeds bepaal. Dit het gebeur. Maar hulle kry die blaam. Hulle kry die blaam. Hoe kan God sonde gebruik en tog nie beskuldig word van ongeregtigheid nie? Dit is 'n baie moeilike ding om te verduidelik, dit is 'n baie moeilike ding om te verstaan. Maar dit is presies wat hier plaasvind. Wie kry die blaam vir die sondeval? Dit was Adam. Hy het gekies, dit was sy vrye wil, dit was sy keuse om te sondig. Maar God het dit bepaal. Die derde verklaring, as jy wil, vir die hoe kon Adam dit doen, is Eva se mislukking het dit aangemoedig. Eva se mislukking, hoofstuk 3 vers 6 het ons al gesien, toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Eva se oortreding, sy is verlei deur die Satan. Die slang was die mondstuk van die Satan. En haar oortreding het Adam aangemoedig om te oortree, om te sondig. Paulus lewer kommentaar oor hierdie gebeurtenis in 1 Timoteus 2 vers 14. In die konteks van hierdie kommentaar is die rede waarom Paulus sê 'n vrou nie toegelaat mag word om 'n lerende amp in die kerk te hê nie. En dan gee hy in vers 14 die rede. Hy sê Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. So Paulus verwys hierna om sy verbod te verduidelik waarom 'n vrou nie mag preek of waarom 'n vrou nie hierdie amp in die kerk mag hê nie, want die Satan het die vrou verlei tot ongeloof. Nou as mans op hierdie stadium hulle elmboë skerp maak en nou so na die vrou toe neig, om te sê, dis eintlik julle skuld. Dan wil ek vir u sê, die Bybel sê, Eva is verlei deur die Satan. Adam is nie verlei nie, so dit wat hy gedoen het, was erger. Dit was erger, hy het dit willens en wetens gedoen. Sy optrede was erger as Eva se. Adam het presies geweet wat hy doen. Hy het verstaan waaroor dit gaan. Die Satan het hom nie geteiken nie. Hy het heel moontlik nie kans gesien om Adam te teiken nie. Hy het Eva geteiken en hy het haar verlei, ons het mos daaroor gepraat. Maar Adam het geweet wat hy doen. Daar's twee verklaringe wat jy moet gee oor hoekom jy weet wat hier gebeur het met Eva en Adam en hoe dit maklik. Die een sê mense, Adam was onder die invloed van Eva. Met ander woorde, Eva het Adam soort van omgepraat, as jy wil. Dit sou impliseer dat Adam onder die invloed van Eva, Eva onder die invloed van die slang, so eintlik was Adam dan verlei. Die Bybel sê, Adam is nie verlei nie. Ek dink, my persoonlike verklaring is, dit was Adam se liefde vir Eva, wat hom laat sondig het. Dit was Adam se liefde vir Eva. Hy was so lief vir sy bruid, hy was so lief vir hierdie geskenk wat God vir hom gegee het, dat hy gekies het om eerder saam met haar in hierdie oordeel te gaan, as om sonder haar alleen voor God te staan. Baie mense dink hierdie versoeking, die appel, en dit grens aan hierdie mitiese dinge, Adam was 'n mite. Dan sê hulle, die appel was nie regtig 'n vrug, ons dink maar aan 'n appel, dit was net 'n vrug, die Bybel sê dit was 'n vrug, nou jou gedagtes gaan onmiddellik na die appel toe. Maar die vrug dan nou, sê mense, was nie eintlik 'n regte vrug nie, dit was, hulle verwys na die intimiteit in die huwelik, die seksuele, so dit was seks geweest. Daar's baie mense wat dit sê, dalk het jy dit al gehoor. Die logiese afleiding, as jy net 'n bietjie gedagtes by jou intellek gebruik as jy die Bybel lees, daar was niks verkeerd met seks nie, want dit was Adam en Eva, en God het dit aangemoedig en aanbeveel binne die huwelik. Daar was niks verkeerd daarmee nie. Dit sou nie verkeerd gewees het nie. So dit was 'n vrug. Maar die kwessie is, ek dink dis veilig om te sê, Adam het gewilliglik gesondig, deurdat hy saam met Eva kant gekies het teen God, om God gewilliglik van Adam se kant af, gewilliglik te, of ongehoorsaam te wees. Nou onthou, ek wil net vir u die prentjie skilder, Adam eet nie van die vrug van die boom nie, hoor. Hy eet die vrug
uit sy vrou se hand. Heel moontlike vrug met bytmerke, en Adam kyk en hy sê, ek ken hierdie bytmerke, daar's net een ander mens wat so byt, dis my vrou. Hy het geweet, Eva het gehap, en hier staan sy nog langs hom. En nou begin die twyfel, né? Want God het gesê, die dag as jy eet, sal jy sterwe. En hier staan Eva, nog sy het gebyt, sy het geëet. Hierdie vrug maak dat Adam gekies het. En hy kies die geskenk wat God vir hom gegee het. Ons het baie moeite gedoen om te praat oor hierdie geskenk van Eva, né? Hy kies die geskenk bo die gewer van die geskenk. Hy kies om by sy vrou te staan, eerder as om by God te staan. So dit gaan oor die liefde. Kry ons dit nie baie keer ook maar in die kerk nie. Dis maar eintlik baie keer sonde se probleem, né? Ons kies die geskenk bo die gewer van die geskenk. Jong mense wat smag na 'n kameraad, so graag 'n maat wil hê, so graag iemand wil hê om saam die lewenspad mee te loop, en as die uurglas leegloop, en jy weet die horlosie tik, dan kies hulle naderhand iemand wat nie die Here ken nie. Hulle kies die geskenk bo die gewer. En daar's hartseer wat volg. Daar is baie hartseer. So Adam se vrye wil het toegelaat dat hy gesondig het. God se soewereine wil het dit bepaal dat hy gesondig het. Eva se mislukking het gehelp. Dit het hom aangemoedig om te sondig. Maar 'n laaste rede wat ek wil gee, hoe kon dit gebeur? Uiteindelik moet jy by die punt uitkom, dis wat Adam wou hê. Adam se hart wou dit hê. Dis presies hoe dit kon wees. Sal ons nooit kan verstaan nie, dit sal 'n misterie bly. Net God sal weet presies wat in sy hart aangegaan het. Maar daar was invloede op Adam. Die Satan agter dit alles. Maar uiteindelik was dit sy keuse. Ek wil hê jy moet verstaan, die Bybel maak dit duidelik, niks het hom gedwing nie. Daar was geen dwang, geen geforseerde, daar was maar net druk wat uitgeoefen was, invloede. En hy pleeg 'n gruweldaad, iets wat die wêreld totaal en al verander. Hy het dit willens en wetens gedoen. Uiteindelik kan ons sê, sy hart wou dit hê. Dis hoe dit gebeur het. Dat Adam kon sondig. Maar dit bring vir ons by die tweede hoofgedagte. Ons moet kyk na hierdie sonde wat Adam gepleeg het, met die kennis wat ons het. Kom ons kyk na die wese van Adam se sonde. Daar's so 'n paar onderafdelings ook wat ek vir u waarheen ek u wil lei. In die eerste plek was dit 'n daad van ongeloof. Nou al hierdie dinge wat ek sê, word gesê sodat u toegerus kan word vir dit wat ons beleef. Want ons moet leer waar ons vandaan kom. Dit was 'n daad van ongeloof. Adam het dit nie gedoen omdat hy wou sterf nie, né? Adam het dit nie gedoen omdat hy 'n begeerte gehad het om God te ongehoorsaam te wees, of omdat hy wou doodgaan en die straf van God wou tegemoet gaan nie. Genesis 2 vers 17 sê, maar die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Toe het Adam nie gesê, wel ek is lus om te sterwe, kom ons eet van die vrug. Dit was nie die gedagte nie. Satan se leuns was daar, Eva staan nog lewendig langs hom. Nou word God se woord bevraagteken, en hier's 'n stuk ongeloof wat in Adam se hart inkruip. Maar God het gesê, sal sterf. Hier staan Eva nog. Is dit regtig nou so? En hy begin met hierdie gedagtes. Dit is vir ons belangrik om te verstaan, want elke sonde is eintlik gewortel in ongeloof. Elke gewillige sonde, ek praat van doelbewuste sonde, wat ons pleeg, is 'n daad van ongeloof. God sê, jy mag nie, jy moet nie, hierdie sal nie. En dan sê ons, maar dis nie regtig so erg nie, né? Want almal doen dit. Of kan dit regtig so skadelik wees, as die Here dit dan nou verbied? Miskien verstaan ons die Bybel verkeerd. In ongeloof kom ons dan en ons bevraagteken dit wat die Bybel sê. Ons bevraagteken alles oor die lewe, alles oor sonde, alles oor die oordeel van God, oor die saligheid van God, oor onsself. Ons bevraagteken dit. Nou wil ek vir u sê, as Adam kon val as gevolg van ongeloof, hoe maklik sal u en ek nie val wanneer dit kom by hierdie saak nie.
tensy ons so gewortel is in die waarheid en sê, ek staan by die woord van God, ongeag wat die konsekwensies is. Dis wat ek glo die Bybel sê, dis waarby ek sal staan. As jy nie so geanker is in die Bybel nie, wil ek vir jy sê, dan het jy nie 'n kans nie. Dan het jy nie 'n kans nie. Dit was 'n daad van ongeloof, maar dit was ook in die tweede plek 'n daad van rebellie teen God. Die wese van Adam se sonde was rebellie. Rebellie in die sin, ek sal nie luister na dit wat God sê nie. Ek wil nie luister wat God sê nie. Om jou eie wet bo die van God te stel, is 'n daad van rebellie. Soos wat R.C. Sproul praat by geleentheid oor hierdie saak, en iemand vra, maar was die oordeel van God nie 'n bietjie erg nie? Ek meen, al wat hulle gedoen het, was een ongehoorsaamheid, en nou is die oordeel so verskriklik. En dan sê R.C. Sproul, hierdie stuk modder, verwysende na Adam, hierdie stuk stof, wat sy maker bevraagteken, wat in rebellie teen hom sê, ek sal nie luister nie. En ons wil sê, die straf was te erg. Jy ignoreer God se woord. Jy skuif dit een kant, jy sê, my wet is groter as God se wet. En jy lewe asof God se woord net nie saak maak nie. Dis rebellie. Derdens, dis nie net rebellie nie, dit het ook grove ondankbaarheid getoon. Ondankbaar, God gee vir hulle 'n perfekte omgewing, mekaar as maats, hulle het alles om te geniet. Bo dit alles natuurlik hierdie beeld van God waarin hulle geskape is. Die voorreg van gemeenskap met God, elke dag wandel God met hulle, elke dag praat hy met hulle, hulle is gewoond aan sy teenwoordigheid. Weet jy, nie eers Moses het so met God gepraat, soos wat Adam en Eva met God gepraat het nie. Niemand verder op aarde het ooit hierdie geleentheid gehad, wat Adam en Eva gehad het, om so met God gemeenskap te hê nie. 'n Voorreg in die paradys, niemand het dit so wonderlik geniet nie. Maar in ondankbaarheid gaan hy en doen presies wat God sê hy nie mag doen nie. Wanneer ons aan onsself die permissie gee om te sondig, wanneer ons ons eie wet daar stel en sê, dis dan nie regtig so groot nie, hierdie oortreding, dan is dit presies dieselfde. Dis 'n groter daad van ondankbaarheid as in die geval van Adam. As u en ek gewillig sondig. Weet jy hoekom sê ek so? Want ons het 'n groter geskenk as Adam. Adam het nog nie geweet van Jesus nie. Adam het nog nie geweet van die Messias op hierdie stadium nie. Ons het Jesus. Elke keer as jy sondig, is dit ondankbaar vir sy kruisdood. 'n Ondankbaarheid vir dit wat hy vir my gedoen het. Maar die laaste plek, dit was nie net grove ondankbaarheid nie. Dit was 'n daad van minagting. 'n Minagting van God. Een van die kommentare, nou kan ek nie onthou wie nie, maar hy sê, hy ry per geleentheid bus, is in Engeland. En hy sien op die bus 'n klein dogtertjie wat op haar pa se skoot sit. En sy's woelig, hoor jy, sy wil die kant toe, en dan wil sy daai kant toe, en dan wil sy die vat, en hy hou haar elke keer terug, want hy wil nie laat sy ander mense moet pla nie. Nou hou hy haar vas, soos wat ons nou maar maak, wanneer ons die kinders nou moet stilhou in die bus, of waar ons ook al. En die dogtertjie op 'n stadium draai sy om, en sy klap haar pa deur die gesig. En die man sê, dit het hom geskok. Alles wat sy is, alles wat sy het, kom van haar pa af. Dis as gevolg van hom, dat sy klere aan het. Dis as gevolg van hom, dat sy lewe. En sy klap hom deur die gesig. En hy sê, dis presies wat Adam met God gedoen het. Hierdie dogtertjie was soveel te danke aan haar pa. Alles wat sy is, alles wat sy het. Maar is 'n daad van ondankbaar, van minagting vir God. Wanneer ons inwillig om God se woord te verontagsaam, wanneer ons doen wat God in sy woord verbied, vra ek vir u, doen ons nie dieselfde nie? Minagting teenoor God. O, die boosheid van sonde. Ewe skielik raak sonde vuil, né? As jy dink aan daardie troetelsondetjie, as jy dink aan daardie verleiding wat die duiwel so dikwels as mooi voor ons stel, dis 'n daad van minagting teenoor God. As jy al hierdie dinge saamvoeg, moet ons tot die gevolgtrekking kom, vriende. Adam het gesondig en hy het geen verskoning gehad nie. Hy het probeer om iemand anders te blameer, né? Maar hy kon nie. Hy het geen
verskoning gehad nie. Dis 'n gruwelike, bose minagting van God. En die Bybel sê, dit is een ek. Dis ons. Romeine 1 vers 20 sê, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Elke mens staan skuldig as gevolg van hierdie feit. Hulle sien in die wêreld, daar is 'n skepper. Hulle weet hulle is gemaak deur hierdie skepper en tog klap hulle hom deur die gesig elke keer wanneer hulle sondig. Die konteks is in die growwe sondes wat mense hulle rug draai op die waarheid van die woord en heeltemal teen die natuur sondig. Maar dis 'n daad van minagting. Nou tot dusver het ons die verloop gesien van hierdie daad, né? Het staan bekend as die sondeval. Maar ons het die verloop bestudeer. Ons kyk na die teologiese verklaringe daarvan. Maar in vers 7 begin dit om die katastrofe te verduidelik van wat toe plaasgevind het as gevolg van hierdie daad. Die kataklisme, letterlik die verandering van die wêreld as gevolg van hierdie een daad. Vers 7 sê, toe, dis nou net nadat Adam geëet het. Toe gaan albei se oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is. En hulle het vyeblare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. Die beslissende daad was gepleeg deur Adam, nie Eva nie. Adam. Hy was die federale hoof. Hy was aangestel om te bewaak en te bewerk. Hy was aangestel as die verteenwoordiger van die hele mensdom. Dis wat Romeine 5 vers 12 ons leer. Deur daardie een mens het die sonde in die wêreld ingekom en deur die sonde die dood. So die oomblik toe Adam van die vrug eet, het alles verander. Die oomblik toe hy eet, toe is dit 'n omkeer van alles soos wat dit tot dusver was. Alles wat goed was, alles wat mooi was, alles wat reg was, soos wat God het gemaak het, verander. Dit bring ons by die derde en die laaste punt waarby ons vanoggend gaan stil staan. En ek wil weer sê, dis net 'n inleiding tot volgende week as die Here wil in ons leef. Die gevolg van Adam se sonde. Ek moet net 2 goed noem. Die eerste ene is skuld. Het jy agtergekom wat sê die Bybel van, wat het hulle agtergekom? Ewe skielik besef hulle, ons is skaal. Niemand het dit vir hulle gesê nie. Niemand het gekom en vir hulle gesê, hoorie wat gaan nou hier aan? Want dit was normaal. Dit was hoe dit was. Maar ewe skielik is daar 'n skuld. Adam sondig, hy raak skuldig, hy voel skuld, iets wat hy nog nooit gevoel het nie, en hy beleef 'n skaamte. 'n Skaamte oor sy liggaam. Die hervormer Johannes Calvin sê oor hierdie in sy kommentaar, hy sê die feit dat hulle skaam gevoel het sonder dat iemand dit vir hulle gesê het, is 'n bewys, en dan sê hy, die getuienis van ons skuld is gegraveer op ons gewete. Elke mens word gebore met 'n gewete, en dit word so gegraveer in jou gewete, dat jy kan nie anders as om skuldig te voel nie. Dis net, wat maak jy met daai skuld? Skuld is die eerste gevolg van die sondeval. Tweedens, hierdie daad het hulle verander. Dit het die wêreld verander, maar dit het hulle verander. Hulle natuur het verander. As jy teologies die mens nou al ooit bestudeer het en iets weet van die inwonende sonde en van die mense natuur, die mense aard, dan besef jy baie goed, wat 'n groot wonder dit was, dat God Adam en Eva maak, onskuldig, sondeloos. Maar nou het hulle natuur, hulle aard, het verander, en daar is sonde binne in hulle, binne-in. Hulle probeer hulle skaamte en skuld toemaak op 'n baie patetiese manier. Die Bybel sê hulle vat vyeblare. Dit was heel moontlik die eerste ding wat hulle in die hande kon kry, né? Wat nou daar naby was, 'n boom, wat dalk 'n vyeboom, en nou vat hulle by die vyeblare en sê kom ons maak toe. Kom ons maak toe. 'n Patetiese poging om ons skuld te verbloem. En weet jy wat is dit? Dis 'n poging om te sê,
as ons toemaak, dan is ons mos regverdig. Dan is die skuld weg, dan is die skaam weg. So dis van die mense kant af 'n poging om homself te regverdig. En hierdeur begin hulle eintlik die heel eerste valse godsdiens. Ek dink as hulle 'n kerk moes begin het, sou hulle die Vyeblaar kerk genoem het, né? Want dis ons manier om ons skuld toe te maak. En weet jy, dis presies wat die mensdom vandag nog doen. Jy praat met mense oor hulle saligheid. Vertel vir my, wanneer het jy die Here ontmoet? Vertel vir my, ken jy die Here? Is jou saligheid reg? Is jy gered? Dan sal mense sê, ja nee, weet ek is 'n kerkmens. Vyeblare. Ja, ek het daarom groot geword in die kerk, is vyeblare. Ek doen my bes, ek het nog nooit iemand geskaad nie. Dis vyeblare, vriende. Dis niks anders as 'n patetiese manier om skuld te probeer toemaak, om jouself te probeer regverdig. Ek onthou altyd hoe 'n ou oom eendag in 'n ouete huis, dit was nog voordat ek 'n predikant was, ek was nog in proponentsjaar besig. Sit ek in die ouete huis by 'n oom en ek vra vir hom, oom, vertel vir my, ken jy die Here Jesus? Hy sê vir my, boetie, ek moet vir jou sê, ek was 'n ouderling al soveel jare en hy vertel. Ek sê, oom, dis wonderlike goed en ek is so dankbaar daarvoor, maar kan jy vir my sê dat jy werklik gered is? En hy het geen getuienis gehad nie, hy kon glad nie hiervan, hy vertel my net van al die goed wat hy vir die kerk gedoen. Hy is so kwaad vir my, dat naderhand wil hy my uit sy huis uitgooi, maar hy kan nie, want hy het nou net vir my gesê, hy is 'n goeie mens. En hy sit met 'n dilemma, want sy vyeblare val uit mekaar uit. Maar dit was sy poging om sy skuld te probeer toemaak. Is dit nie wat ons doen nie, vriende? Ek is 'n goeie mens, ek probeer my bes, ek is nie so sleg soos wat jy dalk mag dink nie. In plaas daarvan om na God te vlug vir hulp, vlug die mens weg van God. En die mens maak vir homself klere van skynheiligheid. Skynheiligheid, want ons wil hê mense moet dink ons is goed. Ons wil hê mense moet dink ons is nie so sleg nie. Maar God wat weet, God wat alles weet, ken my aard, hy ken my nood, hy weet, ek is skuldig. Nou dis baie sleg. Tot dusver, hierdie hele verhaal is eintlik baie negatief, nou, maar kom ons maak dit nog so 'n bietjie erger. Soos hulle sê, while we're at it, kom ons vat hom nog so 'n trappie hoër. Hulle het nie net skuld gevoel, en hulle het nie net verander in hulle wese nie, maar Adam en Eva het dit oorgedra na my en na jou. Ons is deel van hierdie verhaal. Dis hoekom ons dit moet bestudeer. U en ek is gebore, nie soos Adam, met 'n skoon vel papier, en nou word jou lewe daarop geskryf nie. Jy word gebore sondaar, met 'n sondige aard. Jy word gebore 'n doemwaardige mens. Jy is al reeds skuldig met dit wat Adam gedoen het, want in Adam, sê die Bybel, het ons almal gesondig. Hy was jou verteenwoordiger. Dis wat ons noem, in teologiese terme, erfsonde. Die Engelse praat van original sin. Original sin praat hulle nie na hierdie daad van Adam nie, hulle praat van die erfsonde, jou natuur, jou aard. As 'n baba gebore word, dan word 'n baba nie gebore met 'n goeie aard, en hy wil goed doen, en hy wil God gehoorsaam. Nee, 'n baba word gebore, en op 'n dag kom jy agter, maar die kind het mos nou vir my gelieg. Wie het hierdie as boetie? Wie leer vir hom om te lieg? Wie leer vir hom om kwaad te wees? Wie leer vir hom? Dis sy natuur, dis sy aard. Dawid soek by geleentheid, hy is soos ons, besig met 'n studie, want hy wil agterkom, hoe kon dit gebeur dat ek na Batseba gekyk het? Hoe kon ek dit nie net los nie? En hy skryf in Psalm 51 vers 7 die baie insiggewende woorde, want hy was 'n teoloog, hy het hierdie dinge verstaan. Hy sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. En nou verstaan jy waarom die predikant altyd sê, jy doen nie sonde en dan word jy 'n sondaar nie. Jy is 'n sondaar gebore en daarom doen jy sonde. Dis net maar omgedraai. Moenie vyeblare gebruik om jou sonde, jou skuld te probeer toemaak nie. Dit is hoekom ons Jesus nodig het. Dit is hoekom die Bybel op soveel plekke sê, geloof in hom. Dis die enigste ding wat jou kan red. Ek sluit af. Een van my gunsteling predikers, James Montgomery Boyce, vertel van 'n geleentheid waar hy gesien het 'n man
besoek by sy kerk, maar is 'n man wat hy weet, die ou is nie in sy gemeente nie, hy kom as besoeker, maar hy kom, en toe volgende Sondag is hy weer daar, so paar weke, is vir 'n maand of 'n maand en 'n half, is die ou elke keer in die kerk. En toe op 'n dag, toe wil die man met hom praat, hom as prediker, hy sê hy wil met die dominee praat, en hy praat met James Montgomery Boyce, en hy vertel vir James Montgomery Boyce, hy weet nie wat dit laat gebeur het nie, maar iets laat hom skuldig voel oor sy eie sonde, en hy dink die hele tyd net aan alles wat hy verkeerd gedoen het in sy lewe, en ewe skielik het hy hierdie skuld, hierdie las, wat hom baie swaar op hom druk. En hy sê, toe besluit ek gaan kerk toe, want hy's nie 'n kerkmens nie, maar hy gaan nou kerk toe. En hy sê, jy het gesien, ek het nou vir die afgelope maand en 'n half omtrent hier na jou kerk toe gekom. Hy sê, maar die ergste van alles is, hierdie las word nie ligter nie, hy word swaarder. Ek het gehoop as ek kerk toe kom sal die las ligter word, maar hierdie las word swaarder. James Montgomery Boyce vertel vir hom 'n illustrasie. Hy sê vir hom, meneer, ek wil vir jou iets vertel. Daar was 'n man wat 'n blink mooi nuwe pak klere aangetrek het, en hy was op pad na 'n partytjie toe. Nou stap hy in die aand, gaan hy na die partytjie toe met sy netjiese pak klere. En terwyl hy langs die straat loop, kom die ondenkbare, ou ry met 'n motor by hom verby, en die water spat, die modderwater spat op sy mooi pak klere. En die ou staan en hy dink, ja, dit is al nou nie lekker nie, maar is nie so erg soos wat hy dink nie. En hy hou aan loop, hy is op pad na die partytjie toe. Totdat hy by 'n straatlig kom, en in die lig van die straatlig, toe sien hy, dis baie erger as wat hy gedink het. En sy enigste oplossing is, ek sal moet huis toe gaan, en ek sal ander klere moet gaan aantrek, want die pak is nou so vuil, ek het nie gedink dit is so erg nie, maar die lig maak dit erger. En Montgomery Boyce, James Boyce, se punt was, hoe nader jy aan Jesus kom, hoe meer besef jy van jou sonde, is dit nie waar nie? Dis die punt wat hy maak. Hoe nader jy aan die lig kom, hoe duideliker word jou ongeregtigheid. Dis wat hy vir hierdie man wil oordra. Maar terwyl hy met hom praat, sê hy, die man sit daar en met 'n hartseer en eintlik 'n stroef uitdrukking op sy gesig, sê die man, terwyl hy met hom praat, yes, but I do not have any clean clothes. Hy het besef, ek het niks wat ek anders kan aantrek nie. Ek weet my klere is vuil, ek weet my lewe is vuil, maar ek het nie enige ander klere nie. Hy was op die regte plek, want hy het besef, sy vye blare val baie vinnig uitmekaar uit. Dis waar die kleed van die Here Jesus nodig is, né? Kom na my toe, sê die Here, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Paulus praat met die gemeente in Korinte, en hy sê, hy noem 'n lys, ek gaan nie die lys noem nie, want ek het hom nie neergeskryf nie, en ek kan hom dalk nek omdraai, maar dis al die vreeslike sondes, moordenaars, noreerders, en hierdie ouens, gaan die koninkryk van God nie beerwe nie. En dan sê hy in die volgende vers, 1 Korintiërs 6 vers 11, en dit was belaai, dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, julle is geheilig, julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van ons God. Dis wat die verskil maak, vriende. Dis nie iets wat ek doen nie. Dis nie my goedheid, kerk toe gaan, en Bybel is, alhoewel dit mooi dinge is, goed wat ons moet doen, alles reg en mooi, dit kan jou nie red nie. Uiteindelik, kom na die Here Jesus toe, vlug na die een wat jou kan help, die enigste een wat jou kan help, sodat hy jou kan klee met sy geregtigheid. Dis al wat werk. Dalk is u die een wat nog tot vanoggend probeer het om vye blare aan mekaar te sit, om u skaamte te bedek, op 'n manier te laat toon, ek is nie so slegte mens nie. Hou op, wees eerlik met jouself, word eerlik voor God, bely jou sonde, draai na hom toe, hy is die enigste een wat kan help. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Hemelse Vader, ons is vanoggend tromp op geloop, direk gekonfronteer met die afskuw
die gruwelikheid van ons eie harte, ons eie sonde. As ons in die spieël van u woord kyk, dan moet ons vanoggend besef, ons kan niemand beskuldig nie, ons kan nie vingers wys na ons opvoeding, of ons ouers, of ons buurman, of wie ons ook al probeer beskuldig, man of vrou, dis ek. En as ek probeer om 'n front voor te hou, hoe harder ons probeer om heilig te vertoon, hoe swaarder raak die pak van skuld. En u wys vir ons, daar is maar net een plek waar ons waarlik hulp kan kry. En dit is by u. Dieselfde een wat die regter sal wees in daardie dag van die groot oordeel, is die een na wie ons moet vlug vir verlossing, vir 'n nuwe natuur, vir 'n nuwe aard, want u kan dit doen, u kan ons nuut maak. Hoe nodig het ons dit nie? Maar dit beteken dat ons in onsself moet sterf, dat ons onsself moet verneder, en moet erken, Here, dit is ek. Ek dink aan die ou koortjie, die ou Engelse bekende liedjie wat sê, it's not my brother, not my sister, but it's me, O Lord, standing in the need of prayer. Dit is ek, Here, wat u nodig het. En as daar mense is wat hierdie gebed bid, u weet, u ken harte. Ek wil vra dat hulle na u sal draai, en dat u genade sal gee, verlossingsgenade sal skenk. Dankie vir u groot genade. Dankie vir u woord. Amen.